gaan nou voort met die prediking uit die evangelie beskrywing volgens Lukas. Die evangelie beskrywing volgens Lukas. Ons het die laaste keer kon vorder tot by vers 10 van Lukas 17. En net vir konteks gaan ek vanaf vers 6 vir ons lees. En dan gaan ons lees tot by vers 19 van Lukas 17. So Lukas 17 vanaf vers 6. En ek lees vir ons Lukas 17 vanaf vers 6. En die Here sê: As julle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. En wie is daar van julle wat 'n diensknegt het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelik hier aan tafel? Sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar, en omgord jou, en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank jy hierdie diensknegt, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê: Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom: staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Die vorige keer was die groot punt dat ons as sondaar mense wat vrygekoop is, gered is deur ons Here Jesus, onverdienstelike diensknegte is. En die illustrasie daar wat Jesus gee in daardie verse 7 tot 8, 9 eintlik, eintlik 10, is eintlik van 7 tot 10, het vir ons gewys dat wanneer die Here Jesus ons roep hy ons tot 'n sekere taak. En dit is omdat ons weet wat vergifnis is en dat die Here Jesus ons vergewe het. Hy het hierdie vergifnis bewerkstellig deur sy kruis, deur sy lewe, deur sy opstanding. Mag en kan en wil ons nie meer anders nie as om ook mense te vergewe wat teen ons sondig. En natuurlik, ons het eintlik 'n paar keer hier in hoofstuk 17 stilgestaan, sover. En omdat die konteks daar was, Jesus wat hulle wil leer, dat daar gaan struikelblokke kom, mense gaan teen jou sondig, en dan, wat gaan jou reaksie daarop wees? En ons het gekyk na, daar moet vermaaning wees, en dit is wat ons opgeroep word om te doen, en ons moet wysheid daar hê, want sekere sondes gaan mens een keer aanspreek en besef, daar's nie bekering nie, en moontlik het jy net een geleentheid om dit te doen teenoor 'n persoon, en dan kan dit wees dat jy nie die persoon weer kan, of gaan aanspreek, jy partykeer moet jy aanhoudend aanspreek, veral as jy in 'n nou verhouding is, en partykeer wil die persoon nie bekeer nie, en dan kan jy ook net so ver gaan, al het jy dit na die ouderlinge toe gevat, maar as daar hierdie bekering kom van die persoon, dan gaan dit ons hart toets. Is ons bereid om werklik vergifnis te gee? En vergifnis beteken, jy gaan dit nie weer
teen daai persoon hou en opbring nie. Dit is wat vergifnis beteken, en Jesus het dan gesê, jy moet die persoon 70 keer 7 op een dag kan vergewe, en dit is toe die disippels kom en sê, maar hierdie is bietjie te erg, want kom ons sê die ou sondig teen my, en hy vra vergifnis, en ek gee vir hom vergifnis, hy het my nou net op die neus geslaan, en hy vra vergifnis, en nou 10 minute daarna kom hy terug, en hy slaan my weer op die neus, en ek vermaan hom weer, en hy vra weer vergifnis, en het hou aan die heeltyd. Dan sê Jesus, as daar werklik daai berou is en vergifnis, dan moet jy hom vergewe. En dis toe die apostel sê, maar hierdie saak is baie, baie erg. Dis te groot. En dit is toe wat Jesus daardie vers 6 illustrasie gee, en hy sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant. So jy sal hierdie onmoontlike kan doen, deur dat jy besef wat Jesus vir jou kom doen het. Hy het die onmoontlike kom doen. En dan sê Jesus, ons is onverdienstelike diensknegte. En ons word opgeroep om vergewingsgesind te wees teenoor mense wat teen ons gesondig het. Want vergewingsgesindheid vat weg en staan teenoor bitterheid. Dit is wat dit is. En as mens bitterheid in mense hart het, jy wil die persoon of bykom, jy wens die slegste vir daai persoon, jy hoop eintlik die persoon word te nagekom en hy leer sy les eendag, dan is daar bitterheid. Daar's baie kenmerke van bitterheid, maar vergewingsgesindheid staan teenoor bitterheid. En daai waarskuwing van bitterheid leer ons so duidelik in Hebreërs 12, waar dit praat van die wortel van bitterheid. Julle weet, as jy 'n klein boompie het, vat maar 'n wit stinkhout, en hy's klein, dan kan jy maklik daai boompie vat en hom uittrek. Maar wag 'n jaar, en jy sukkel om uit te trek, dan moet jy 'n pik of 'n ding vat. Wag 10 jaar, dan moet jy 'n TLB gebruik, om daai wit stinkhout uit te haal. So, hoe vinniger 'n mens bitterheid in jou hart kruisig, hoe makliker is dit. En die enigste manier is weer eens om ons vergifnis in Christus te besef, want dan word dit so maklik, dit word makliker, hoe meer ek oordink, maar ek verdien geen vergifnis van die Here Jesus nie, ek verdien eintlik die ewige straf, dan ontwikkel mens daardie vergewingsgesindheid. Ek dink aan daardie voorbeelde wat Jesus gegee het van die onverdienstelike diensknegt wat op ons toegepas word, dat ons nie anders te kan as om vergewingsgesind te wees nie. Dink aan 'n ander voorbeelde wat ons miskien meer ken, is, kom ons sê 'n kelner bedien 'n tafel, hy bedien die mense, en op 'n stadium sê hy, hy sê vir die tafel, ek het honger, en hy gaan sit sommer by daai tafel, en dan bedien hy nie meer die mense nie, maar hy wil bedien word. Dan gaan daai kelner afgedank word, want hy doen nie waarvoor hy aangestel is nie. Of dink aan 'n huisagent. 'n Huisagent wat jou help om 'n huis te koop, en toe jy net wie jy wil intrek, jy kom by die huis aan met jou trok, toe sien jy al klaar die huisagent is besig om sy meubels daar in die huis te sit. Die huisagent het daarin geplaas, en sy argument is, wel, ek het jou mos gehelp om die huis te koop. En daai huisagent gaan afgedank word, en hy gaan 10-1 hof toe gesleep word. So hierdie is vir ons voorbeelde van, ons word geroep om 'n sekere taak te doen, en die Here roep ons om vergewingsgesind te wees. Dit is die kenmerk van die gelowige. Vers 10 het gesê, so ook julle, wanneer julle alles gedoen het van julle wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Nou hierdie verpligting is nie hierdie swaar las wat die Here op ons sit nie. Wat Jesus hier leer is, dit is die enigste moontlike reaksie, in daai sin is dit 'n verpligting. Dis ons enigste moontlike reaksie wat 'n sondaar moet hê wanneer hy deur die Here van die ewige toorn gered word. Dis die enigste moontlike reaksie, is om vergewingsgesind te wees, om daardie bitterheid te vernietig. Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons kan niks by God verdien nie. Hy is ons skepper en verlosser in Christus.
Julle sien, die Here het nie, hy kry nie wins daaruit as mense hom aanbid nie. As jy 'n besigheid doen en dan is daar wins wat jy uitkry uit jou werk uit. Die Here kry nie wins daaruit dat mense hom aanbid nie. Hy het die mense geskep om hom te aanbid. Julle sien. En al dien ons die Here perfek, dan gee ons aan die Here net wat hy vereis en wat hy verdien. Dis al. Ons is geskep om die Here te aanbid en om hom vir ewig te geniet. Dit is hoekom ons geskep is. En daarom dat die evangelie so merkwaardig is, dink daaroor. Die Here het nie hierdie wins wat hy maak uit ons aanbidding nie, maar hierso is die evangelie. Die een wat gedien moet word, het gekom om sondaars te dien, sodat ondankbare sondaars gered kan word. Die Here hoef dit nie te gedoen het nie. Hy is heeltemal tevrede in homself. Maar hy het dit kom doen. En die grootste vrug, en dis nou die skakel met die volgende gedeelte. Die grootste vrug of teken dat iemand deur Jesus gered is dankbaarheid, wat mens dan sien in vergewingsgesindheid. Dit is die grootste vrug. En dit is wat ons hier gelees het van hierdie melaatses, en hierdie een ou wat dankbaar was. Dankbaarheid is tog 'n vrug van die geloof. Wanneer iemand besef dat hy niks seëninge van die Here af verdien nie, behalwe die ewige toorn, dan maak dit die persoon dankbaar. Dis hoekom mense 'n paar keer in die briewe lees van wees dankbaar. Dit is 'n belangrike eienskap wat gelowiges moet dra en mense moet dit sien. Het ons 'n gees van dankbaarheid. Hoor 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Hoe moet ons reageer op God se genade aan my? Dankbaarheid. En dit is hartseer om te erken, in hierdie stuk sien ons dit, en ons sien dit in die wêreld, en ons sien dit ongelukkig ook in kerke, ons sien dit in ons eie hart, dat soveel soos 9 uit 10 mense is ondankbaar vir wat die Here vir hulle doen. En ons lees dit, en ons weet dit, want dit staan in hierdie stuk. Vers 11 sê, en op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. Onthou, Jesus is nog op pad Jerusalem toe, na Golgotha toe, na die kruis toe. Hy is besig om vir sondaar mense te gaan sterf, ietsie te gaan wen wat hulle nie verdien nie, en daar is hy toe in kontak met 10 melaatses in 'n dorp. En so hy het 'n sekere dorp ingegaan, sê vers 12, toe kom die 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. So in die Ou Testament moes die Lewiete, volgens Levitikus 13 vers 45 en 46, moes hulle buitekant die laar bly. Hulle moes buitekant eintlik die dorp bly. Nou hierdie melaatses het gehoor van Jesus, hulle het gehoor van sy wonderwerke, hulle het geglo dat Jesus wonderwerke kan doen, en hulle het toe in die dorp ingegaan, ietsie wat ongewoon was. En waar hulle moes skree, volgens Levitikus 13 vers 45, moes hulle geskree het, onrein, onrein, het hulle geskree, wees ons barmhartig. So hierdie melaatses, wat deur mense verwerp is, wat buitekant die laar moes bly, hulle het hierdie geleentheid deur geloof aangegryp dat Jesus hulle gesond sou maak. Hulle wou dit nie misloop nie. En hulle hardloop hom tegemoet daar in die dorp. Hulle bly op 'n afstand staan. Hulle skree nie onrein nie, maar hulle sê
Jesus, meester, wees ons barmhartig. En ons sien dit daar in vers 13. En hierdie is tog die manier hoe sondaar mense Jesus benader. Jy gaan na Jesus toe en jy vra vir genade, want jy verdien niks nie. As ons na die Here Jesus toe gaan, met watter gesindheid gaan ons? Hoe lyk ons gebede? Dit is nogal 'n goeie vraag, nê? En net elkeen van ons sal dit weet. In die privaatheid gaan ons na die Here Jesus toe met werklik 'n besef en 'n erkenning van ons sondes en ons nietigheid en dat hy ons sal help. Sal help met ons bitterheid, sal help met ons in ons omstandighede, ons harte sal help. Hulle het gekom, hierdie melaatses, en hulle het gesê, Here, wees ons barmhartig. Nou, en ons gaan nou sien, in die res van hierdie verse, daar's tog twee maniere hoe iemand daai kan bedoel. Hierdie melaatses nou. Hulle kan dit op, die eerste manier wat hulle dit kan bedoel is, hulle sê, Here, ons verkeer in haaglike omstandighede. Die melaatsheid maak dit ons verwerp is, ons word nie genees nie, dit is baie sleg, ons sonder gemeenskap, ons kan nie aan die tempel toe gaan nie, ons kan nie u gaan aanbid nie. So dis die een hulle kan nie deelneem aan die volks of die kerkaktiwiteite nie. Okay, dis die een opsie. Die ander opsie is dat die van hulle, en ons gaan nou sien, kan besef, maar my groot probleem is my onreinheid van my siel. En hierdie melaatsheid is 'n teken, 'n visuele teken van wat sonde in hierdie wêreld kom doen het, is om mense onrein te maak, te verwyder van die hemelse Vader. En dat hierdie persoon besef, dat is die Here Jesus wat net hom kan rein maak, sy hart kan rein maak, en die manier hoe hy dit gaan wys is deur iemand uiterlik rein te maak. Nou Jesus, en julle sal sien in die evangelie beskrywings, as enige iemand na Jesus toe gekom het, en in al die evangelie beskrywings, in die 4 evangelie beskrywings, as iemand gekom het na Jesus, en hulle vra vir barmhartigheid, het Jesus hulle nooit weggewys nie. Want Jesus wys nie sondaar mense weg, wat in sonde besef na hom toe kom en om genade smeek nie. Is so 'n belangrike beginsel wat Jesus vir ons leer. So Jesus in vers 14 sê maar net weer, en toe hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En as Jesus dit sê, gaan vertoon julle aan die priesters, wat sê hy daardeur? Hy sê daardeur, julle gaan gesond wees. Want as jy met melaatsheid gesit het volgens Levitikus 14, en jy dink jy is gesond, dan moet jy na die priesters toe gaan, dat hulle jou ondersoek, en dan sal hulle vir jou sê of jy gesond is. So Jesus sê, gaan na die priesters toe. Die priesters gaan vir jou sê, jy is gesond. En op soos hulle nou gaan na die priesters toe, so hierdie ouens het geweet van waar die priester is, teen godsdienstige ouens gewees, en onthou melaatsheid is ietsie wat jou kon oorkom op enige tyd van jou lewe. En hierdie mense het na die priester toe gegaan, en hulle het rein geword, sê vers 14. En wat belangrik hierso is, en ook in die res van die evangeliebeskrywings en ook Handelinge, is dat wanneer iemand vandag na die Here Jesus toe gaan en hulle vra dat hulle siektes genees word, dan leer hierdie teksvers nie dat iemand noodwendig gesond gaan gemaak word deur Jesus nie. Julle sien wat Jesus heeltyd wil leer deur die evangeliebeskrywings is, hy gee baie meer genesing, 'n baie groter genesing as fisiese genesing. Baie groter. Hy genees siele. Hy gee hoop in die duisternis. Hy gee geestelike uitkoms in jou moeilikste omstandighede.
Hy gee rus vir 'n verslae siel. Dis baie meer as fisiese gesondheid. Hy kan natuurlik ook mense gesond maak en ons bid baie keer daarvoor en hy doen dit. En onthou, as iemand siek is of iemand is beseer, dat die persoon gesond word, is net die Here se seëninge. Onthou, die beginsel is, ons verdien niks seëninge van die Here nie. Niks. 0. Ons verdien niks. Ons verdien, die enigste ding wat ons verdien, is die ewige toring. Dis die enigste ding. So selfs die ongelowiges moet dit erken. Waar kom hierdie kos vandaan? Waar kom hierdie asem vandaan? Hoe kan ek praat? Hoe kan ek sing? Hoe kan ek al hierdie dinge doen? Dis net die Here wat dit gee. Daarom dat die grootste kenmerk van 'n ongelowige lewe in 'n ongelowige wêreld is ondankbaarheid. En dit is waarvan die skrif so mooi duidelik praat. In Romeine, dan praat dit so duidelik van, in Romeine 1 vers 21, dan sê dit, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 2, want ons lewe nou in die laaste tyd, ons lewe nie, van Jesus se sterwe en opstanding, dis die laaste tyd, ons lewe in die laaste tyd. Wat is die kenmerk van die laaste tyd? Dan sê dit hierso in 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, ondankbaar. So die melaatses is op pad om hulle self te wys aan die priesters. Hulle word gesond. Een van hulle het hierdie teken van 'n dieper geestelike waarheid besef. Vers 15 dan sê dit, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. Jesus se groot fokus, sien ons hier, is nie op die genesing van die melaatsheid nie, anders sou die storie mos nou geëindig het. Anders sou die storie geëindig het, ja, hulle het rein geword. Gaan ons na die volgende gedeelte toe. Nee, Jesus se groot fokus is op die reaksie van die mense wat deur Jesus genees was. Het hulle ware geloof gehad, of het hulle uiterlike, historiese geloof gehad? Dit was die vraag. Hulle het geweet Jesus is 'n geneesheer. Hulle het dit geweet. Hulle het gesien dat hy kan mense uit die doodheid opwek. Die vraag is of hulle geweet het en geglo het dat Jesus hulle as ware uit die doodheid kan opwek. Hulle siele wat dood is lewendig kan maak. En net een man uit daardie 10 het teruggegaan om vir Jesus dankie te sê. Net een van hulle het besef, wat Jesus hier kom doen het, is dat hy het gewys uiterlik, wat hy innerlik doen. En hy was 'n Samaritaan, sê die einde van vers 16. Hierdie ou was 'n Samaritaan, hy was nie deel van die kerk nie. Hy was nie deel van die kerkvolk nie. Jesus wys daardeur ook, hy sien nie die persoon van die mens aan nie. Hy kom, die herkoms het nie hierdie persoon gered nie. Dit is die Here Jesus deur sy lewendmakende woord het hierdie persoon lewend gemaak. So Jesus vra toe vir hierdie Samaritaan, het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Vers 18, was daar niemand onder hulle te finde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie? Hulle het nie die kenmerk gedra van ware geloof nie, daardie 9. Hulle was nie dankbaar nie. Hulle omstandighede is opgelos. Hulle is nou
Hulle kan nou weer inpas in die samelewing. Hulle kan nou weer aangaan, geld maak, 'n goeie lewe lei. Maar hulle gaan nie terug na Jesus en bely voor die Here dat hulle dankbaar is vir wat hy kom doen het nie. En onthou, ons moet self ons eie ondankbaarheid besef, al is ons gelowiges. Al bely ons Jesus en ons bely ons sonde en ons bely dat hy alles kom doen het vir ons, dan moet ons in ons hart nog steeds ons eie ondankbaarheid raak sien. Trouwens, dit is ook 'n kenmerk van 'n gelowige, is om jou ondankbaarheid raak te sien. Want hoe gaan jy daarvan bekeer, as jy nie jou ondankbaarheid raak sien nie? Dink aan voorbeelde, hoe baie keer ons dink ons is getiteld, ons verdien hierdie tipe behandeling van mense. Mense skuld my iets. Ek is reg en almal anders is verkeerd. Jy's krities oor alles en almal. Dit is 'n ondankbare gees. En ons almal val hierin. Ons moet dit erken. Niemand gaan dit ontkom nie, want ons is nie volmaak nie. En hierdie Samaritaan wat sy vorige lewe van dankbaarheid besef het, hy het Jesus bely, Jesus het uiterlik kom wys, hy kom doen uiterlik, hy kom doen innerlik wat hy uiterlik wys. Hy het sy dankbaarheid kom wys aan Jesus, hy het 'n ware geloof gehad, en toe sê Jesus vir hom hierdie wonderlike en troostvolle woorde, en hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Hier is ewige redding. Dit is ewige redding. Want hy sê, jou geloof het jou gered. Onthou, die ander manne was ook rein gewees nou. Hulle sou ook by die priester aankom, maar hulle is nie gered gewees nie. In vers 14 was hierdie man rein gemaak. Nou is hy gered. Die geloof waardeur hy Jesus vir gesondmaking gevra het, was die ware geloof gewees. Hy is met God versoen. En die bewys daarvan, hy is dankbaar. Het jy 'n ondankbare gees? Is jy vasgevang in die toestand van ondankbaarheid? Die enigste ding is, kyk na wat God in Christus kom doen het en glo dat hy in sy groote genade vir jou sondes kom sterf het. Dan sal jy gered word. Gered word van jou ondankbaarheid, gered word van jou ewige verdiende straf. Sien dat die Here se goedheid in Christus voldoende is. En daardie goedheid wat jy dan raak sien in Jesus, sal jou dankbaar maak. Dit klink so eenvoudig, maar dit is so eenvoudig. Sien wat Jesus kom doen het, sy goedheid. En daardie konstante oordink in wat Jesus vir my gedoen het, sal jou lewe sigbaar verander. Jy sal verander. Jy sal begin vreugde ervaar in die moeilikste omstandighede. Jy sal die Here se seëninge in alles begin raak sien. Jy sal die Here se seëninge in kos, klere, gesondheid, vriende, in die skepping, in familie, in talente, in die kerk, die geestelike gawes wat hy vir jou gee, die stryd teen die bose, jy gaan dit begin raak sien, en dit gaan jou gesindheid heeltemal verander. Maar dit begin by die evangelie. Dat hy wat gelyk is met God, dit nie roof geag het om aan ons gelyk te word, om vir ons te kom sterwe. Die meester wat die diensknegt geword het. En dit bring die verandering. Hierdie dankbaarheid is net in Jesus moontlik. Kom ons bid.